wil vanaand met die gesels oor om wat is my en jou deelname aan Christus? Hoe gaan dit te werk in jou persoonlike lewe om te sorg dat jy werklik waar deel is van Christus? En wat is jou kontak met Jesus Christus? Wat is jou verhouding met Jesus Christus? Daar's 'n paar aspekte wat ek gaan bespreek. Maar kom ons kyk eers. Hy sê die aansluiting van gelowiges by Jesus Christus deur geloof, waardeur hulle bevry word van die deelname aan Adam, deur deel te hê aan Christus se dood en sy opstanding, aan sy natuur, sy lyding, sy heerlikheid en waardeur hulle ook deel word van sy liggaam. Gelowiges deel dus in die gemeenskap, die bediening en die hoop van God se mense wat deur die Ou Testament verwag word en in die kerk vervul word. So in die Ou Testament, wat dit beteken is, in die Ou Testament is die goue draad van Jesus Christus, is deur die hele Ou Testament is hy gevleg. En ons leer dit met die stambome van wat as ons die Ou Testament lees en met die dinge wat gebeur. En dan kom ons by die profete, dan is daar beloftes wat gemaak word deur God. En ek praat nou nie net van Abraham en van Jakob en so nie, ek praat van, daar's baie mense wat praat daaroor, wat die skrywers neergepen het deur die krag van die vuur van die Heilige Gees om vir ons te wys, maar luister, hier is daai goue draad wat so deurloop, en daai goue draad se naam is Jesus Christus. En dan kom ons by die Nuwe Testament en dan sien ons, maar luister, hierdie ding wat hulle gesê het, die hoeksteen, die hoeksteen en die rots van wat Jesus Christus is, daar sou moet ons op kan vasstaan. Dit is waaroor dit gaan. Nou, jou deelname aan Jesus Christus is wat vir jou persoonlik. Wat is dit? Wat is dit wat jy doen om vir jou om seker te maak persoonlik, wat doen jy om seker te maak jy is deel, luister wat ek sê, jy is deel van Jesus Christus en is Jesus Christus deel van jou. Dit is waaroor dit gaan. Nou, ons gaan kyk na 'n paar aspekte. Die heel eerste ene wat ek gaan sê is Efesiërs 1 vers 13. Hy sê gelowiges word met Christus verenig. Kom ons kyk. Hy sê in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, wat is die woord van die waarheid? Die evangelie van die redding. Die evangelie van die redding gehoor het. In wie julle nadat julle ook geglo het, met ander woorde, julle dit gehoor, julle die woord van die waarheid gehoor, en ek sê altyd, ons moet nie net hoor nie, ons moet luister, want as luister, hoor beteken, dit gaan nie in en dit gaan daar uit. Luister beteken, dit gaan nie in, dit word nie verwerk, dit gaan in ons harte van verstand in, so, en ons moet keuses maak. So, ja, ek hoor wat jy sê, jy jok man, jy hoor niks nie, luister, hy sê, nadat jy ook geglo het, luister wat hy daar sê, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die belofte was al daai tyd al gewees. Geloof maak ons ook vry van deelname aan sonde. Hoor wat ek sê, geloof maak ons vry van die sonde. Amen. Romeine 5 vers 15. Hy sê, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer deur die genade van God en die gawe deur die genade van een mens Jesus Christus vir baie oorvloedig geword. Wat beteken dit? Ek gaan dit in kort en kragtig sê. Jesus het gesterf vir my en vir jou. Dis dit. Hy het die perfekte prys betaal. Galasiërs 5 vers 24. Hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede
gekruisig. Hoor wat hy sê. Maar die wat aan Christus behoort, die wat aan Christus behoort, dan het ek en jy nie nodig om voor die sonde ons knie te buig. Ek sê nie, luister wat ek sê nie daardeur, jy sal nooit sonde doen nie. Maar ek praat hier van ons gewoonte sondes. Dis wat ek van praat. Elke dag dink ons en ons doen dinge wat ons nie veronderstel is om te doen. As God vir ons sê, Jesus het gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, al jou mag, jou verstand, alles wat binne in jou is, moet jy hom mee lief hê. Hy sê, die tweede gebod, wat gelyk is aan die eerste gebod, is wat nou weer? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So as jy jou naaste gaan skade doen, wat beteken dit? Sê weer? Daar sê, ja, nie net vir jy doen God skade, ja, maar weet jy wat, nou, jy doen jouself skade, want jy gestap al hoe verder van die Here af. So, en luister, ek het vanmorgen gesê, ek sê nou baie luister, so dit beteken luister, nee? So, jy moet iewers in 'n sakkie, in 'n rakkie agter. Ek weet julle vrouens werk nie, so maar ons mans het sulke laaitjies wat ons eers ook moet toetrek en daai goed, anders raak ons heeltemal deur mekaar. Antoinette het ook vanmorgen vir my gesê, dit en dit en dit, toe sê ek van, stop. Hierdie baie files is so agter in my kop, is alles nou oopgetrek. Ek moet eers so 'n paar toedruk, anders werk dit nou nie so lekker uit nie. Dit is net te veel hoor. Nee, dit is net te veel, ons sukkel. Maar die Here sê vir ons, nee, as ons aan Jesus Christus behoort, het ek en jy nie nodig dat ons nie moet buig voor die sonde nie. Kom ons kyk, ons het ook 'n deelname aan Christus. En hier is my punt. In die heel eerste plek, Romeine 6 vers 3 tot 4, nee, sê ons is deel in Christus se dood en sy opstanding. Kom ons kyk. Hy sê, of weet julle dan nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode uit opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Halleluja, prys die Here. Prys die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. Galasiërs 2 vers 20 sê, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek self leef nie meer nie. Ek gaan gou daar stop. Onthou, ek en jy is nie in beheer van ons eie liggaam en ons eie lewe nie. Wie is in beheer daarvan? Christus is in beheer daarvan. Ek en jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Ons moet ons sondes laat staan. Ons moet versigtig wees en ons moet op die uitkyk wees, want die sonde lê voor die deur en wag. Die sonde lê voor die deur en wag. Hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Hy sê daarso, Paulus sê daarso, hy sê, want dit wat hier binne in my was, is nie meer daar nie. Wat is dit? Die eie ek. Die eie ek. Hy sê, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat vir my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. En dis vir elkeen van ons wat hier so sit. Dis vir elkeen van ons wat hier so sit. Ons is ook deelagtig aan die natuur van Christus. 2 Petrus 1 vers 4. Hy sê, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikhede van die wêreld is. Dus luister weer.
waardeur hy ons die grootste kosbare beloftes geskenk het. Wat is daai beloftes? Die ewige lewe. Dit is die belofte, die ewige lewe, sodat jy daar deelgenote kan word van die goddelike natuur. As ek en jy nie deel word van Christus nie, en hy deel word van ons nie, kan ons nie deel word van die goddelike natuur nie, want ons gaan in die vlees bly lewe. Waar is John? Hy kan maar die lightie bring. Jy kan vir sê, hy kan hom bring, laat hy daar sit, dit gaan my nie hinder nie, hoor. Romeine 8 vers 17, Filippense 3 vers 10, ons is ook deelagtig in Christus se lyde. Hy sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Mense, weet julle wat sy krag is daar in die opstanding van Jesus Christus? Ek dink nie ons besef het nie, Antonie. Ek dink nie ons besef dat Jesus Christus gesterf het en dat hy opgestaan het. En laat hy in die regterhand van God die almagtige Vader sit, van waar hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Ek dink nie ons verstaan, ek dink nie in ons menslike gedagtes, ons brein, kan ons dit komprehend nie. Ons kan dit nie verwerk nie, want dit is iets te groot vir ons om te verwerk. Hy sê, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Mense, weet julle wat, Jesus Christus is gedoop. Wat is hy? Jesus Christus is gedoop. Ons word ook gedoop. Okay? Met ander woorde, wat dit beteken is ek en jy sterf die ou mens af. Ons sterf saam met Christus. En ons staan op as 'n nuwe skepsel. Want hoor wat ek vir jou sê, as jy in God se teenwoordigheid ingaan, kan jy nie dieselfde daar uitstap as wat jy daar ingestap het. En as dit so is, dan is daar fout met my en met jou. Want dan lieg ons vir onsself. Ons kan nie, daar is elke keer as ons in God se teenwoordigheid kom, is daar 'n verandering binne in ons. As dit nie so was nie, as dit nie so is nie, dan beteken ons geloof wat ons het, 'n nul op 'n kontrak. Ons moet kan verander. Wie is die een wat harte verander? Jesus is die een wat harte verander. Kan ek en jy ons harte verander? Daar is nie manier nie. Hoekom nie? Want ons is te vol van onsself, te vol van ons eie ek. Hy sê, ons kan ook deel, ons kan ook deel in Christus se heerlikheid. Romeine 8 vers 17. Hy sê, en as ons kinders is, dan is ons ook ons erfgename. Okay? Erfgename van wie? Erfgename van God. En mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, wat beteken dit? Ek moet stop hier daar, wat beteken dit? As ons saam met hom ly, wat beteken dit? Ja, ons gaan dit nie kan regkry, ons gaan dit nie kan regkry soos wat Jesus het deurgegaan het nie. Maar wat ons veronderstel is om te doen, is ons moet ons gemors laat staan. En weet julle wat, sê vir my, hoekom doen ons sonde? Want dit is lekker. Hoekom stem julle nie saam nie? Ja, ons gaan nie sonde doen ons gaan nie dinge doen wat nie lekker is nie, dis in ons natuur. Ek hou nie daarvan om 11 uur in die bed te kom nie, want dit is nie lekker nie. Ek hou nie daarvan nie. Dit is nie lekker nie. Ek hou nie daarvan maar ek hou nie daarvan om te drink nie, want dit is nou nie meer lekker nie, want ek voel nie so lekker daarna. Okay? So, as ons sonde doen ons dit, omdat ons daarvan hou. Ons like dit. Dit is dit, ons like dit. Hy sê nou, ons moet saam met hom ly. Dit beteken, ons moet al die gemors wat hier binne in ons is, en ek sê hier binne in ons is in ons gees en in ons verstaan, moet
moet ons heeltemal op sy skrywe. Dit moet weggeraak heeltemal. Hoekom? Sodat ons ook saam met hom, Jesus, verheerlik kan word. As ons dit nie doen nie, dan sal ons nie saam met Jesus verheerlik word nie. Amen. Amen. Ons het ook 'n deelname aan Christus se liggaam. 1 Korintiërs 10 vers 16 tot 17. Hy sê, en die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Hy vra dit. Paulus vra dit. Hy sê daai danksegging, daai wat ons gebruik, daai beker wat ons van drink, is dit nie danksegging nie. Hy sê, is dit nie gemeenskap met die bloed van Christus nie? Wat is ons besig om te doen weer hierso vanaand, vanoggend ook? Kom, ons deel daarin, ons het gemeenskap. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Hy vra dit, is dit nie dit nie? Hy sê, omdat die een brood is, dit is een brood. Ek wil net gou iets verduidelik. Ons vat broodjies en dan breek ons die broodjies en dan gee ons vir die mense. Okay? Maar wat Jesus hierso sê, is sy liggaam is een. Met ander woorde wat hulle gedoen het, is hulle het gegaan en hulle die brood gevat, 'n brood wat hulle gebak het, en dan het hulle daai brood gevat en hulle hom gebreek, en hulle het van daai brood het hulle stukkie vir stukkie gevat en afgebreek, en hulle het dit vir die mense gegee, want dit is een liggaam, so. Maar ons herdenk dit op 'n ander manier, so, wat ons het al hier so in hierdie kerk, het ons 'n loofbrode gevat, ek praat nie van daai vierkantige brode nie, daai reghoekige brode nie, maar het ons hierdie daai lang bands, het ons gevat, en dan het ons dit gebreek, en dan het ons gegaan, dan het ons kelkies gevat, bekers gevat, dan het ons dit afgebreek, en dan het ons daai broodjie gevat, hierso het ons dit gedoen, want op hierdie band was dit gemors gewees. Ons het dit in die beker gedruk, in die kelkie gedruk, en dan het ons dit geëet so. Maar dan sal ons dit weer doen met die volgende dag. Hoor jy? Ons doen dit met die volgende nagmaal so. Een liggaam, een brood. Dis dit. Of het ek het mis? Dink jy, dan het ek het seker mis. Omdat dit een brood is ons almal een liggaam. Alright? Want ons het almal deel aan die een brood. Daar's nie twee brode nie, daar's een brood. En dit beteken, dit is die liggaam van Christus. Amen. Amen. Hy sê om eenheid te deel deur Christus. Dis ons deelname. Galasiërs 3 vers 28. Hy sê, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer 'n slaaf of 'n vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, julle is almal een in Jesus Christus. Dit maak nie saak wat se kleur en geur jy is nie, of hoe jou hare lyk nie, of jy kan sien of nie, of kan praat of nie praat, of kan loop of nie kan loop, of so nie. Dit maak nie saak waar jy bly nie, dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak hoe ryk jy is, en hoe arm jy is nie, jy is deel van Jesus Christus. Daar's geen verskil nêrens. Ons is almal dieselfde. Ons is almal verskillende ledemate van die liggaam. Ons het elkeen ons eie funksie wat ons moet uitvoer, maar ons is nog steeds nie verskillend van mekaar nie. Ons is een liggaam. En as jy nie op puntjie lyk nie, byt hom maar af, dis okay. Maar ek gaan nie myne afbyt nie. As jy kom en jy het 'n groot snor hier so regte obese bosie so, dan is dit alright. En as ek een het, is dit okay. Nee, jy kan nou sê wat jy wil, maar ons gaan miskien daaroor praat, maar ek gaan nie my snor vir jou afskeer. Hoor julle wat ek sê? Dit is ons as mens. Ons as mens werk so.
Maar ons is almal een in Christus Jesus. Is dit, mense, is dit nie wonderlik? Is dit nie amazing? Ons deel ook in God se werk, Galasiërs 2 vers 7 tot 8. Hy sê, maar inteendeel, toe hulle sien dat aan my die evangelie, luister, is nog steeds Paulus wat hier praat. Hy sê daar so, hy sê aan my is die evangelie vir die onbesnedenis, vir die heidene. Dis vir die heidene toevertrou. Hy sê net soos aan Petrus die vir die besnedenis vir die Jode. Dit is wat hy van praat daarso. Want hy wat Petrus bekragtig het met die oog op die apostelskap vir die besnedenis, het my ook bekragtig met die oog op die heidene. Wat doen ons vandag? Wie is disciples? Ja, ek sien niks, niemand die so sien. Wie is disciples? Ons almal is disciples. Gaan uit en verkondig die evangelie. En jy het nie nodig eers om te praat nie, weet jy dit? Jy het nie nodig om te praat nie, jy het nie nodig om te gaan evangeliseer nie. Jou handel en jou wandel moet kan getuig daarvan dat jy 'n wedergebore kind van God is. Dis nie altyd maklik nie, maar dis altyd moontlik. Dis altyd moontlik. Dis amazing net. Hy sê, toe hulle merk dat die genade aan my gegee het, Jakobus en Cephas en Johannes, wat as pilare geag is, met ander woorde, die steunpilare van die vroeë kerk geag is, aan my en Barnabas die regterhand van die gemeenskap gegee, sodat ons na die heidene en hulle na die besnedenis toe kon gaan. Met ander woorde, onthou nou, Jesus Christus het gesterf. Wie het Jesus Christus doodgemaak? Wie het hom vermoor? Wie die Jode? En daai oomblik, toe stop dit wat moet gebeur met die Jode, en ons begin onder 'n genadegawe ingaan. Daai is daai gedeelte, ons is onder die genadegawe van Jesus Christus. Dis in die tydperk waar ek en jy nou lewe, so. En dan as ons gaan kyk na hierso by Judas en Openbaring en so, dan sien ons maar, luister, daar begin hulle nou weer praat net van die Jode. Aan die ander woorde, nou is ons in daai tydperk, die genade tydperk, wat ons onder die genadegawe van Jesus Christus is. En as daai genade tydperk verby is, nou wanneer is dit vir my en jou verby? Want die Here ons kom haal, of as ek en jy ons laaste asem uitblaas. Want ons kan net 'n keuse maak solank ons asemhaal. Glo my vry, as jy dood is, kan jy nie 'n keuse maak. Alright? Net so, die keuse, dis baie mooi gesê, die keuse wat jy maak is die prys wat jy gaan betaal. Ek raak sommer. Hy sê om 'n bron van die lewe te deel, Efesiërs 4 vers 16. Hy sê, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die luister, dis wat ek nou nog gesê het, volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate. Die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Nou wat hy hierso van praat, is ons as kerk. Ons as kerk. Ons moet mekaar kan ondersteun. Ons moet vir mekaar kan bid. Ons moet vir mekaar kan optel. Hou op om altyd 'n eier te lê. Hou net op met sulke goed. Hou op om te gaan skinder. Al sê jy vir hom, luister, dit is die waarheid. As dit niks met jou te doen het nie, los dit uit. Want dit is nie jou besigheid nie. Dit is nie jou besigheid nie. Ons is te veel daarop attent gemaak van kleins af om te luister wat anders sê en dan 'n storie te gaan oordra. En dan voor ons weet wat gebeur, is daar net sulke lang stertjies aangelas. En dan, die grootste probleem met dit is ons doen die liggaam van Christus dan skade. Dit is die probleem. Dit is die issue.
Hy sê die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Ons sukkel met dit want ons wil almal altyd in die grond indruk. Ons wil almal altyd in die grond indruk. Ons is ook deel aan die erfenis, Galasiërs 3:29. Hy sê as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van wie? Van Abraham. En volgens die belofte is ons dan ook erfgename. Amen, ja, halleluja man, dan is ons erfgename. Ons is ook deel in Christus se seëninge, die geestelike seëninge. Efesiërs 1:3. Hy sê, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het. Met wat het hy ons geseën? Met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Dink jy het net 'n halwe seën gekry? Jy het absoluut die volle seën van Jesus Christus gekry. Die vol alles. Om 'n hoop te deel. Onthou, ons praat van hoe om deel te word van Christus. Om 'n hoop te deel. Wat is hoop? Geloof, is dit nie? Hallo, is julle met my? Wat is geloof? Vaste vertrou op wat? Goed, dit is daai ding beteken, geloof beteken ek het dit al het ek dit nog nie. Dis wat dit beteken. Ek het dit, al het ek dit nog nie. As ek dit nie so, ek sien dit nie so nie, maar ek het dit. Dis geloof. 1 Petrus 5:1, hy sê vir ons, ek vermaan die ouderlinge onder julle. Nou sê ek julle so kyk, is so net 2 wat nou jonk is. Die res van julle is ouderlinge en ou tannies en ou oomies, nee. Julle is jongelinge. Hy sê, ek vermaan die ouderlinge onder julle, wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyding van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Luister, hy sê, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar gaan word. Wat sê heerlikheid praat hy daarvan? Die heerlikheid van Jesus Christus. Dit is wat geopenbaar sal word. Die heerlikheid Jesus Christus. Ons is ook deel in aanbidding. Ons moet deel wees in mekaar saamwerk. 1 Korintiërs 14:26. Hy sê, hoe staan die saak dan, broeders? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle 'n psalm wat julle kan sing, 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of uitlegging. Laat alles wat daar gebeur tot stigting geskied. Met ander woorde, ons moet mekaar, en die Engelse woord daarvoor is om mekaar te kan edify, op te tel. Dit is wat dit beteken. Nie in die grond in te druk nie. Om op te tel. Leon, wil jy nie vir my die stoel bring nie, asseblief? En dan kom jy sommer hier naartoe, want jy gaan jou, jy moet my nie laat val nie, ek gaan jou eerder laat val. Ek wil nou nie hier met my arm breek nie, nee, sit reg, so op die stoel. Ok. Dan tel jy my maar so op, hoor, daar sê, nee, ek soek net jou hand, soek net so in arm, hou my maar so vast, kyk hier sommer iets in. As ons nou so kom, nee, is dit vir my makliker om hom af te trek, of is dit vir hom makliker om op te tel? Sê jy? Daar sê, jy sien, dit is waar die probleem is. Dit is waar die probleem is. Want vir my, om vir hom net te vat en die af te trek, gaan baie vinnig wees. Maar vir hom, om my hier op te tel, ek weet, hy is nou, vir fris, as hy nou hier so vat en my optel, soos 'n babiekie, dan sal ek nou maar net nie stil nie. Maar dit is waar ons, luister, dit is waar ons probleme lê. Dit is waar ons probleme lê. Want die een wat hoor staan, is altyd die maklikste ene om te val. Ok? Maar die een wat onder is altyd baie moeilik om te kom waar hy is. As ek dankie sê hoor. Ek kan op jou gaan werk, dankie. Ek is so bly jy is hier so hoor.
Om deel te wees aan Christus vereis heiligheid. Heiligheid. 1 Korintiërs 10, kom ons kyk, 1 Korintiërs 10 vers 21. Hy sê, julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels. Hoorie, dis kragtige woorde daai. Ek dink nie ons verstaan dit heeltemal. Ons kan nie twee Here dien. Ons kan nie sê, ons dien God en ons mors met ons medemens. Want as jy dit doen, dan is jy besig om ook die beker van die duiwel te drink. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels. Dit beteken, ons kan nie deel wees van demoniese aktiwiteite en afgodsdiens en nog steeds deel wees van God en van Jesus Christus. Ons kan dit nie doen nie. Daar moet 'n absolute skeiding wees tussen wat ons doen of ons doen dit vir Jesus of ons doen dit vir die duiwel. Dit is dit. Ons kan nie dit twee kante hê. Ons kan dit nie twee kante hê nie. Deelname van die nasies aan God se verlossing. Heidene is ingesluit onder God se volk. Ons gaan nou klaar maak. Ek het nog 2 stukkies hierso. Dis wat is die skrifgedeelte daar, Efesiërs 3 vers 6. Hy sê dat die heidene, onthou nou hier waar Paulus praat nou hierso. Die heidene beteken, dit is die nie-Jode. Dis nie die ongelowiges nie, dis die nie-Jode. Okay, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus is deur die evangelie. Dis reg dat ek hoor, moenie worry nie. Sulke dinge gebeur maar hoor, moenie stres. Sies toch, maar kyk sê my, ek kry nie dood nie, dan moet die top nie werk. Ons is heidene. Wie is Jode hier tussen ons? Ons is die Jode. Hoor vir my. En ek beslis nie, hoor my wat ek sê. Ek is van Skotse afkoms, ek is beslis nie die Jood nie. Trust my. Glad. Ek is nie 'n Jood nie. Ek is heiden, 'n nie Jood. En ek het meer nodig om deel te wees van Christus en mede-erfgenaam te wees van hom. As dink ek as enigiemand anders. Ons almal het Jesus nodig. Ons almal het Jesus nodig, want sonder hom kan ons nie bly lewe nie. Absoluut. En ek sluit af met Sagaria 2 vers 11. Hy sê God se belofte om die nasies in te sluit. Kom ons kyk. En baie nasies sal hulle in die dag by die Here aansluit. En hulle sal my tot 'n volk wees en ek sal in hulle midde woon. Dan sal jy weet dat die Here van die leerskare my na jou toe gestuur het. Amen. Wie het vir jou, wie het Jesus na jou toe gestuur, sodat jy tot wedergeboorte kan kom? Hoor wat ek sê, dink bietjie daar. Hoe het jy tot wedergeboorte gekom? Wie het God na jou toe gestuur? Daar sê. Dit is dit wat jy kan onthou. Daar, want elkeen van ons, maak nie saak waar het is, of het in die kerk is en of het op die straathoek is of wat. Ek het in Welkom het ons gaan evangeliseer toe nog net besig was om nog te swat verbind as pastoor en ek het op die myn gewerk. Met ander woorde, ek kan Sotho-Tswana van 'n geloof kan ek vlot praat. Okay, ek weet nie of ek dit nou meer kan doen, dis 'n bietjie lank terug.
En ons het gegaan en ons het begin evangeliseer in 'n voorstad van Welkom, daarso. En elke keer as ek my kan kry, dan staan ek voor die simpel bottelstoor. Ek weet nie hoekom nie. Dan loop ek weer terug daarso na die pawnshop toe, wat aan daai hoek is, so. En voordat ek my kan kry, dan is ek nou weer by die bottelstoor. Rarig, dit is hoe dit gewerk het. Nou kom maar 'n oom uit hierso, by die bottelstoor. Dan loop ek op en af, en ek evangeliseer daar op en af, maar as ek my kon kry, ek by die bottelstoor. Daar kom ek oomie uit hierso, met sy breinsakkie, oor wat hy het, en dit is nou die whisky wat daarin was, dit het ek toe na die tyd gesien. Okay? En nou het hy 'n half windjie, so simpel ding, ek lyk of hy in die muur vastgehardloop het, so, ja, so een van die voeters, wat hy nou so in die halsbandjie het. Ek nou 'n pamflet gemaak, wat ek daar opstaan, as jy nou sterf, wat toe gaan jy? Okay? En ek gee dit vir hom. Hy sê, man, ek wil dit nie lees nie. Ek sê, maar kom, luister net gou hier, man, en ons praat en ons gesels lekker. En hy vat daar, hy sê, hy kyk daar, hy vang hy bottel so, hy vat hom en hy gooi hom stik en daar op die grond. Hy sê, hoe kan jy nou met my so praat? En dan moet ek nou nog met vrede in my hart hierdie whisky gaan uitdrink. Sê ek ook, ek is baie jammer, maar nou weet ek dit daar was whisky. Ok, maar toe nou, maak nou die saak. Nou loop ek hier op en af. En daar kom van die mynwerkers wat in Welkom gewerk het. So, kom hulle daarso, en hulle kan nie, hulle is uit die buiteland uit, hulle verstaan nie een van die swart tale nie, hulle kan nie eens Engels praat nie. Okay? So, nou hulle werk op die myn, met ander woorde, hy kan van hulle ontvang. Nou daar's 2. En op die einde, gaan staan ek op my knie, saam met die 2 swart mans, saam met die 2 man, en dis groot ouens, op ons knie, op die sypaai, en hulle gee hulle harte in Faragalon aan Jesus. Dit was awesome. Dit was amazing gewees, hoor. Ek het nooit kon droom so iets sou gebeur. Nooit, ek kry nog hoendervleis, nou was ek daar. Dit was net awesome, amazing gewees. En dit is wat ons veronderstel is om te doen. Maak nie saak waar jy is nie. Leef Jesus uit. Leef Jesus uit. En weer sê ek vir jou, onthou, jy het nie nodig om te praat nie. Wys vir die mense, Jesus is binne in jou en jy kan hom uitleef. Amen. En amen. Maar Jesus het gekom en hy daar by die laaste, ons noem het die laaste avondmaal, en dit is nou net voor Jesus gesterf het. Maar Jesus het gekom en hy het gesê, hy sê, by breek van die brood en hy breek om en hy deel het uit vir sy disciples, hy sê, dit is my liggaam wat gebreek is vir julle. Nie nog gaan word nie, dit is my liggaam wat gebreek is vir julle. Right? En ons weet, through his stripes, we are healed. Deur sy wonde is ons genees, of word ons genees. Dit is wat hy vir ons sê. Met ander woorde, dit is nie 'n magiese ding wat ons gebruik nie, ons herdenk dit wat Jesus vir ons gesê het, vroeg in die evangelies, voordat hy gesterwe het, om vir ons te wys, maar luister, ek gee om vir jou, want ek wil hê, jy moet bly lewe. Ek wil nie hê, jy moet sterwe nie. Ek wil hê, jy moet die ewige lewe beerwe. En net so het hy gekom en hulle het 4 kelkies altyd gedrink, die nagmaal wat ons noem het die nagmaal, hy sê dit 3 kelkies gedrink, die 4de een het hy nie van gedrink nie, en hy het dit omgestuur na sy disciples en hy sê vir hulle hierso, neem dit, drink dit, deel dit onder mekaar, ek gaan nie weer daarvan drink voordat ons nie eers weer by mekaar is nie, dit is 'n belofte wat hy gee, hy kom weer. Mense, of julle dit glo of nie, he's coming again. Hy is op pad. En Jesus is op pad met 'n spoed. Kyk na die wêreld. Dag vir dag. Gister was ek nog 3, vandag is ek 57.
Dis iets verskrikliks. Judy was nou die dag 16, vandag is sy 84. Hoe oud sê Judy? 80. Luister mense, kyk terug na jou lewe, dan sien jy hoe vinnig gaan dit verby. So, in 'n oogwink. Ons kan dit nie dink nie. 35 jaar is ons getroud. Ek het nie gedink ek gaan dit maak nie. Maar dit is amazing. Ja, julle moet haar geluk wees, want sy is 'n Ester. Ja, amen, sy is 'n Ester. Maar wat ek wil sê is, die bloed van Jesus Christus het my en jou vrygekoop. Ek en jy het nie nodig om in 'n bondage te wees nie. Want hy het ons reeds vry gemaak. Deur sy opsterwe en deur sy opstanding en deur sy bloed wat gevloei is. Sit vir ons 'n sing op asseblief saam.